12 en Lukas 9. Genesis 12 en Lukas 9. Kom ons bid saam om die leiding van ons Here. Here, ons God, dankie dat ons weer hier by mekaar kan wees. Want Here, ons leef in 'n verhouding met U en ons wil nie wegbly as U ons roep nie. Ons wil nie 'n afspraak met U in die wind slaan nie. Want Here, ons erken en bely, ons is nie dapper genoeg om hierdie week sonder U en U teenwoordigheid in te gaan en klaar te maak nie. Want ons besef, daar is nie 'n manier dat ons dit kan doen nie. Dankie dat U ons vanoggend ontmoet het deur die woord, en ons bid dat dit vanaand ook die geval sal wees, dat ons uit hierdie ou verhale, uit hierdie ongelooflike boek, U stem sal hoor. En Here, dat dit vir ons nader aan U sal bring, ons sal dit groei in ons verhouding met U, dat ons ietsie meer sal verstaan van die manier wat U met ons besig is. Want Here, ons weet van voorgeboorte af, soos U vir Jeremia gesê het, nog voordat jy gebore is, het ek jou al geroep, dat dit van ons ook waar is. Dat U ons al voor geboorte uitverkies het om die kinders te wees, om hier te wees, om in die lewe te wees. Here, en ons dank U dat U vir ons goed is, oneindig goed. Dat ons kon kom, dat ons klere het, kos het, huise het, karre het. Dat ons verstande het, liggame het. En dat ons so maklik hier kan wees. En dan gaan ons harte uit, Here, na hulle wat so graag hier wil wees en net nie kan nie. Siekte, ouderdom, afstand, wat ook al die geval mag wees. En ons dink ook, Here, aan hulle wat kan, maar net nie belangstel nie. En Here, ons bid vir hulle, want ons besef dit maak U bedroef, want dis nie hoe U dit wil hê nie. Waar die woord nou oop vir ons lê, wil ons met aandag luister. Help ons, o Gees. Amen. Genesis 12. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën, hom vervloek wat jou vervloek. En jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy en sy vrou Sarai en sy broerskind Lot, en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, het hulle saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bet-El, waar hy tent opgeslaan het met Bet-El aan sy weste kant en Ai aan sy ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en al gaande na die suidland toe versit. En dan blaai ons Nuwe Testament toe, Lukas, hoofstuk 9, vers 23. Die Here Jesus is aan die woord, en hy sê, toe het hy vir almal gesê,
As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis dra en my volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam wanneer hy kom. Hy sal bekleed wees met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van al die heilige engele. Ek sê vir julle die waarheid. Daar's party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterf voordat hulle die koninkryk van God gesien het nie. Vriende, ek is nou nie doodseker nie, ek moes seker gegoogel het. Wanneer Piet Retief uit Graamsstad uit weg is of 1836 of 1837 is daar rond. Maar toe hy daar weg is, toe hy uitgetrek het, toe was daar baie gewag van gemaak. Die destydse koerant, die Grahamstown Journal, het 'n berig gehad en hy het 'n hele brief daarin geskryf en die Engelse daar het 'n baie mooi gebaar gehad. Hulle het vir hom 'n Bybel oorhandig om saam te vat op die trek. Maar Abraham wat bekend staan as die vader van die gelowiges. Abraham wat een van die belangrikste figure in die Ou Testament is, nogal by ons en die moslems, en aardig genoeg. Hy word die vader genoem van alle gelowiges. Maar in die wêreld van destyds was hy nie besonder belangrik nie. Dis maar 'n ryk ou, verder niks nie. As daar toe al koerante was, die Grahamstown Journal sou definitief nie 'n berig geskryf het oor Abraham wat nou met Lot, sy broerskind aan ou Sarah daar weg is nie. Die Haran Journal sou dit nou nie gedoen het nie. Hy was nie regtig so belangrik nie. Maar soos gesê, Paulus noem hom in Romeine 4 vers 16 die vader van alle gelowiges. En nou sal jy by jouself wonder, maar hoekom is dit so? Hoekom het hy so 'n belangrike figuur geword? En ek dink iets daarvan lees ons in hierdie teks raak. Want rondom die beloftes wat God aan hom gemaak het, is daar 'n tipe van 'n raamwerk wat ons moet raak sien. Vers 1 sê, die Here het vir Abraham gesê, en nou moet ons ook onthou, dat Abraham se pa het die maangod aanbid, Laila, hulle het nie regtig Jahwe, ons God, geken nie. En hier kom die God en hy sê vir Abraham, trek weg. En dan kom vers 4 en hy sê, Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. Ek dink Abraham is 'n belangrike figuur in God se besig wees met die wêreld, omdat hy iemand was wat gehoor het as God praat en gehoorsaam daarop gereageer het. Nou wil ek gou 'n oomblik stil staan by hy het gehoor toe God praat. En ek wonder baie keer, vriende, want ek het hier in die week toe ek nou moet preek, is gewonder of 'n ou nie oor die ding ook 'n bietjie moet preek nie. Hoor ons vir God? Met ander woorde, skep ek genoeg ruimte, stilte in my lewe om God regtig te hoor? Want ek dink nie 'n ou kan hom in die hardloop woordswarts gou hoor wat hy sê nie. Nou, vir my is dit waarskynlik baie makliker as vir julle ouens. Want ek kan opstaan en my eie afsprake maak, behalwe nou en dan as ouer skool moet open of wat ook al. So ek kan 'n afspraak vroeg in die oggend maak en in my studeerkamer gaan sit en regtig stilte tyd hou. Maar ek dink, Louise, vir jou byvoorbeeld wat by die werk moet kom, en Konrad moet daar kom, en Stefan moet daar kom, en ergens moet hulle almal eet. Ergens moet daar kos gemaak word. Ergens raak die tyd vir stilte dalk verlore. En ek dink dit is nogal die ding van die moderne mens. Interessant dat baie van die moderne mense wil die kerkdienste so lawaaierig as moontlik hê.
met die lawaaierigste musiek in hande klap en skree en te kere gaan. Terwyl daar daai baie mooi gedeelte is waar jy God se stem in die aandwentjie hoor. As dit stil raak. As 'n mens tyd maak om te gaan sit. Nie soos ek baie keer maak gou-gou jou Bybelstudie doen en dan weet jy dis nou afgehandel, so ek kan dit tik en nou kan nou aangaan. En iets daarvan kry ons nogal as ons vergaderings open of so, hoe gewoond is ons nie daaraan om te sê, kom ons bid gou saam. Né? Ons doen dit gou, afgehandel, tik, nou is dit verby nie. Ek dink miskien met 'n moderne mens, ek as moderne mens, miskien moet 'n ou regtig erns tyd maak om God se stem te hoor in die woord. En dan, nadat Abraham die stem gehoor het, lees ons, het hy weggetrek, gehoorsaam aan die stem van God. En ek dink dit is hoekom hy as 'n geloofsheld aan ons voorgehou word. Want dis wat geloof beteken, om te luister na God se stem, om te hoor as hy praat, en daarop te reageer. Paulus skryf in Romeine 12 en sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe, want dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Maar dan moet ek soek na die wil van God. Ek moet aktiwiteit maak om dit te doen. Efesiërs 5, vra julle voortdurend af of iets vir God aanneemlik is. En ek dink ons storm baie keer in, want ons is nou hier besig met kerk en dan is dit asof 'n ou erns gaan lewe. Ons voorouers, my pa hulle onder andere en ek is seker julle sin ook, het altyd gesê, as die Here se wil daarby is, of ons ry donderdag as dit die Here se wil is. En 'n ou hoor ook nie eintlik meer dat ons dit deesdae sê nie, né? Hulle het dit baie getrou en gereeld gesê. Maar as ek in die jaar wat kom, of as die gemeente in die jaar wat kom, 'n verskil wil maak in die wêreld, dan is dit die een aspek waarop ons bedag moet wees. Ons moet regtig sy stem goed ken, sodat 'n mens fyn ingestel sal wees op wat God sê. Want 'n mens moet weet, dis 'n gevaarlike spul. Hierdie. As God praat, dan maak hy aanspraak op jou. Om na God te luister, eis iets van my. Partykeer iets groot. Van Abraham het hy verwag om weg te trek met alles wat hy het, van alles wat vir hom lief en dierbaar was, van al sy sekuriteite. Totaal die onbekende in. En ek het die idee dat God se aanspraak op my lewe, jou lewe, in 'n jaar wat kom, nie aldag maanskyn en rose sal wees. Hy beloof dat dit eintlik nie sal wees. Want om gehoorsaam aan God te wees, kos 'n mens iets. Om gehoorsaam te wees aan God, vra altyd 'n offer. 'n Offer van tyd, 'n offer van kundigheid, 'n offer van prioriteite. En as ek myself kyk, vriende, dan wonder ek baie keer, en elke ou moet maar by homself wonder, is ek regtig altyd bereid om die offers so te bring? Want ek ontdek maar myself ook 'n onwilligheid om my program te verander, sodat God se prioriteite meer aandag kry, want 'n ou is so lekker besig met jou eie lewe, dat 'n ou eintlik minderig daarby uitkom. Ek het die idee, 'n mens is te gemaklik as jy bid, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Want nie een van daai gebede gaan gebeur, as ons nie gehoorsaam is nie. God se wil geskied baie keer, juis deur my. Want dit is goed om te sê, Here, ons dink aan die siekes,
of wees met die siekes, maar ek is die ou deur wie hy onder andere by die siekes uitkom. Here, dink aan hulle wat nie kos het nie, maar ek is die ou deur wie hulle dalk kos kan kry. Here, wees by hulle wat hartseer is, maar ek is baie keer die verhoring van daai gebed. Want ek moet na die ouens wat hartseer is toe uitreik en sê, wat's fout, kan ek help? Hoe ook al. In die gedeelte wat ons in Lukas gelees het, sien ons iets daarvan. Die Here sê daar, jy kan nie maar net op 'n goeie dag besluit, ek gaan nou die Here volg nie. Want dit is nie 'n glorieryke pad waarop jy voortgaan asof niks verander het nie. Ek dink ons wat half maar in Christenhuise groot geword het, ons aanvaar dit so half sito, daar's nie veel van 'n oorgang nie. Ek het in 'n kerk groot geword, my ma was saakgelastigde in die gemeente. Ek kon seker maar nou nie anders as 'n predikant word nie, want my ma sê as sy kerk skoongemaak het ek op die kansel gelê, want daar is dit nou rustig en stil. As sy gevacuum het en 'n keer gegaan het daar in die kerk. Nou ja, lyk my toe ek nou lus geraak vir die kansel, en nou hier staan ek nou vandag, en ek is die Here baie dankbaar vir die lekker daarvan, en die voorreg daarvan, dat 'n ou dit kan doen. En ek dink baie keer as mense uit die rou heidendom tot bekering kom, dan is dit 'n baie groter voor die tyd en na die tyd tipe van 'n ding. Feit is, as die Here in jou lewe, dan verander dit jou hele lewe en al jou prioriteite. Want ouens, almal van ons kon baie koeler aangetrek gewees het, en ergens by 'n vuurtjie gesit het, en gebraai het, maar nou, omdat 'n ou kind van die Here is, wil jy nie hier wegbly nie. Wil jy kom? En wil jy nou maar hierdie uur gee? Vanoggend dalk, ek dink daar's baie mense wat werk, wat net eintlik op 'n Sondag kan laat slaap. En as jy nie 'n verhouding met die Here het nie, is dit wat jy doen. As jy 'n verhouding met hom het, dan is slaap regtig nie belangriker as om hier te wees. Nie behalwe as jy nou half dood is en 100 keer in die hospitaal was, so Stefan, Louise. Mens kan verstaan dat die arme kind nou nie hier is nie, maar met sy kerkbywoning skort daar regtig nie veel nie, om die waarheid te sê, niks nie. Maar julle weet wat ek bedoel. Natuurlik eis God nie net nie. Want sy eise kom altyd saam met beloftes van seën, soos met Abraham. Beloftes van, ek sal vir jou sorg, soos van die doop af, totdat my ou kussie hier ingestoot word eendag, en daarna, soos by Abraham. Maar die belangrike ding, wat 'n ou jouself net nou en dan moet aan herinner, nie noodwendig soos jy jou dit voorgestel het nie. Want van die land wat God hom beloof het, ons het dit hier gelees, julle gaan 'n groot land hê, het hy niks gesien nie. Al wat hy gehad het, is 'n stukkie grond met 'n grot daarin vir begrafnisdoeleindes. Laat my weer aan die arme ou Pieter Retief dink, wat hy daar by Kerkenberg, bo op die Drakensberg staan. Wie was al daar? Daar by die Kaalvoet vrou. Dries, jy. Ek dink ons moet 'n toer reël met my en Dries se toermeesters, dat ons daar uitkom in Bloedrivier. Want van daar af kyk jy af op hierdie pragtige beloofde land, Natal. 'n Retief is daar af met hierdie opgewondenheid in sy hart, net om dit nie weer te sien nie. Selfs met Abraham. Ek gaan vir jou 'n groot land gee. En hy het 'n grot, hy het 'n stukkie begrafplaas. Van die groot nasie waarvan God gepraat het, is daar min, een enkele seun. En dis nie noodwendig 'n groot nasie nie, wat in sy ou dag gebore is. Dis as 'n ou dit lees, asof God se beloftes aan hom so half getalm het om in vervulling te gaan. Ek wil amper sê, asof God se beloftes aan Abraham 'n bietjie soos 'n ou verkleurmannetjie was, stadig, daar's 'n grootjie en daar's 'n seun, verder niks nie. Nou is daar 'n baie mooi roman oor Abraham se lewe, wat ek 'n stukkie van wil lees, en in hierdie gedeelte is Abraham en Sara al oud, en hulle kyk terug. Ek wil amper sê, hulle sit soos Piet Retief daar by Kerkenberg, en kyk nou na die pad wat hulle getrek het om tot daar te kom. En Abraham sê, toe ons 35 jaar gelede hier aangekom het,
was ons nog jonk en vol ideale. En nou het ons albei oud geword. So baie dinge het gebeur. Ek het destyds daarin geglo dat ons self nog die vervulling van God se belofte sal sien wat hy beloof het. Dat ons met ons eie oë die groot nageslag sal sien en dat die land wat God ons beloof het volledig onsinne sal wees. Sy stem raak stil as hy na die beloofde land kyk. En dan dwaal sy blik na die boom voor hulle, soek hy na hulle seun wat hoog in die boom op 'n tak sit, en hy gaan voort, maar dit het toe nie so gebeur nie. En dan vra Abraham se vrou Sara, is jy teleurgesteld? En hy sê, as ek jou 35 jaar gelede moes antwoord, sou ek sekerlik ja gesê het. En vandag, wat Sara weet, en dan hierdie ongelooflike belangrike sin, God het my geleer dat sy tydtafel anders as ons sin lyk. En hy bedui na die land wat oop en wyd voor hulle lê, en hy sê, eendag sal ons nageslag so talryk wees soos die sterre aan die hemel, en sal hierdie land dit alles aan God se volk behoort. Ons staan hier op die drempel van die nuwe begin, en al wat ons het, is 'n jong seun en 'n lappie grond met 'n graf daarop. Maar vir God is dit genoeg. En daarom vir my ook. Vir God is dit genoeg. En daarom vir my ook. En dis geloof. Vriende, dit is vir my 'n verskriklike mooi verhaaltjie oor geloof. Geloof is om God te hoor praat, om dan gehoorsaam te, kom ons sê, om genoeg tyd in my lewe te maak om God te hoor praat, om dan gehoorsaam te volg, wel wetende dat dinge nie noodwendig gaan uitloop soos wat ek wil hê nie. Wel wetende dat daar langs die pad van my stap saam met God 'n verrassing of twee op my kan wees. Maar 'n mens wat bereid is om God te gehoorsaam, ontdek weldra dat sy lewe nooit weer dieselfde is nie. Want nou het hy begin beweeg in die ruimte van God se voorsiening en sy seëninge. Eerlik is eerlik. Oom Dirk Oosthuizen daar in Universiteitsoord het altyd so dramaties gesê, eerlik is eerlik, en dan het hy so gedraai en sy voorkop so dramaties afgevee, en hy wil natuurlik die hele tyd hoor wat hy sê, so hy bou spanning op, baie goed gedoen. Eerlik is eerlik. Ons het dikwels ook maar min om ons aan God se seëninge te herinner. Ons het maar min. Ons het 'n Bybel wat ons vertel van Jesus wat mens geword het. 'n Boek wat geweldig in diskrediet gebring word. Maar ons het dit. 'n Stokou boek wat ons vertel van Jesus wat mens geword het. Ons het 'n kerk wat ons op soveel maniere daaraan herinner dat Jesus ons gekruisigde en opgestane Here is. Ons het ten spyte van die groot wêreldmagte se beste pogings om die kerk te vernietig, het ons hier aan die suidpunt van Afrika so waar 'n gemeente waaraan ons kan behoort. 'n Gemeente waar ons saam met ander gelowiges op reis is. Waar ons mekaar help om gehoorsaam te wees aan God se stem. Belangrik, ons het God se gees wat in ons woon en werk. Tekens wat ons daaraan herinner, dat God se beloftes waar is.
Al lyk dit baie keer anders as wat ek dit sou wou hê. Toe ek destyds hierheen beroep is, het ek in Pretoria gebly en toe in Durban, waarheen ek baie graag beroep sou wou word, om die waarheid te sê. En toe rook ek, en ek kom na 'n ou staatjie toe, hier in die middel van Kaffraria, waar as ek na 7:30 nie sigarette het nie, is daar nie 'n winkel oop nie. Kan jy glo, Mariska, dat daar in Oos-London nie 'n winkel oop was na 7:30 in die aand? Niks. Dan trek jy vervaard al die stompietjies wat oorgebly het, om die longetjies te voer. En vandag sou ek dit nie vir enige ander plek of gemeente wou verruil. En die hemele weet, in Durban wil ek nie bly nie. Want dit is nou vir jou 'n aardige plek deesdae. Ek het laas ook vir Paul soontoe gevat het, vir my lewe gevrees in daai middestad van Durban, wat eintlik Kaffraria genoem is gewees het, nie waar ons bly nie, want die vet weet. Daai plek is nie die Durban wat ek in die aande in die strate gestap het toe ek daar gebly het, in die middestad, in Smith and West straat. Dit is nie meer eers Smith and West straat, om die waarheid te sê. So aanvanklik toe ek kom, toe dink ek, hemel, hierdie ou staatjie, hier waar daar niks aangaan. En nou sê ek vir die Here, so dankie, vir hierdie job, hierdie gemeente, hierdie stad, hierdie provinsie. Want ek voel myself uiters geseënd om juis hier te kan werk. Aanvanklik was sy ou natuurlik bly toe hy die beroep kry, maar daar was baie min beroepe wat in daai tyd uitgegaan het. Ek het daar op die Bluff waar ons Weernag kampus so uitgekyk oor die see en gedink, ja see, vir jou is ek so lief, en die kanse wat ek sal kry om terugberoep te word see toe is 0. En wraggies ou Hans bel en hy sê Oos-London, en ek dink, dis mos by die see, ek was een keer in my lewe hier, 2 keer, in 1964, saam met my paale, en sy mooi Zephyr 6, Nico met die vlerkies, en toe vir 'n FHK-kongres, hier in die vroeë 80er jaar. En daar antwoord die Here 'n ou, en hy gee vir 'n ou die beste gemeente waarvoor jy kan vra, die mooiste plek om in te bly. En jy besef, hy antwoord anders, maar soveel beter. Soos Abraham, moet ons aan hierdie tekens wat ek genoem het, vasgryp. En gehoorsaam God se pad stap. En weldra ontdek jy, God se tekens is karig. Want hy vra ons dat ons hom sal vertrou. Hy vra ons dat ons sal glo. Sy tekens is karig, maar altyd genoeg. En dit maak dat ek moed kan hê om in 2017 te lewe. Want uiteindelik is dit nie Jacob Zuma wat in beheer is nie, maar God. Is dit hy wat ook in beheer is van my lewe. God se tekens is karig, maar genoeg. En juist daarom is dit vir my so belangrik om in die kerk te kom, waar ek in die andersheid van wat ons hier doen, God se tekens kan raak sien. So ten spyte van wat wie sê, wat 'n ekonoom of wie ook al, ons kan met moed lewe in 2017. Want ons het eintlik baie meer sekerhede as wat Abraham ooit gehad het. Amen.
Here ons God, so uit ons harte uit, dankie dat U met ons uithou. Want U skrywe deur een van U profete, Israel is wederstrewig soos 'n wederstrewige koei. U gee riglyne, U wil in die rigting en dan ploert ons in 'n ander rigting en ons raak kleingelowig en ons raak opstandig. En ons sê vir onsself, waar is God dan en wat gaan word en kyk hoe lyk die wêreld. En dan dank ons U vir die voorbeeld van Abraham se stille vertroue. Die Here het gesê, trek, en toe het Abraham getrek. Herinner ons asseblief deur U Gees, liewe Here, om tyd te maak om U stem te hoor, ordentlik te hoor. En gee ons dan die moed om daarvolgens te lewe. Dit bid ons vir die week en vir die jaar wat voorlê. Amen. Ons het geleentheid